Hallo julle en welkom by Na Sondag. Dis Woensdag en teen hierdie tyd voel Sondag al amper vir ons ver. Die ritme van die week het oorgeneem met werk en verantwoordelikheid en dinge wat my en jou aandag vra, maar dis juis hier in die middel van 'n gewone week waar geloof werklik getoets word. Nie in die oomblik van luister nie, maar veral in die dae daarna. So luister vandag, want vandag wil ek nie net weer sê wat Sondag gesê is nie. Ek wil saam met jou kyk na iets wat baie maklik kan gebeur, sonder dat ons dit agterkom, elke liewe dag. Want hier is die realiteit, min mense besluit doelbewus een oggend om nie meer op Christus te bou nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit gebeur nie met 'n groot oomblik van rebellie nie. Baie selde. Dit gebeur stadig. Dit gebeur subtiel. Byna onopsigtelik. Te laat. Jy begin die week nog deur gefokus te wees. Jy het dalk Sondag iets beleef, iets gehoor, iets wat jou hart geraak het, maar teen Dinsdag of Woensdag begin ander dinge jou fokus oorneem. Dit gebeur so maklik. En voor jy besef, begin jy weer bou, maar nie meer vanuit Christus nie. Jy bou nou anders. Nie omdat Christus meer belangrik is nie, maar omdat hy nie meer die middelpunt is van dit waarop jy bou nie. Dis amper soos daardie Jenga toring waarvan ons gepraat het in die erediens. Alles lyk vir jou reg en regop. Alles staan nog. Niks lyk van buite af verkeerd nie. En dis die gevaar. Maar intussen het iets begin skuif by jou, in jou. En dis wat ek vandag saam met jou wil ontdek in hierdie Na Sondag podcast. Want hoe lyk dit wanneer Christus stadig uit die sentrum beweeg in die middel van 'n gewone week? Kom ons begin net hier. Die subtiele skuif gebeur sonder dat ons dit besef. Die gevaar van ons geloofslewens is nie altyd verkeerde dinge nie. Baie keer is dit goeie dinge wat net op die verkeerde plek beland. Jy werk hard, jy sorg vir mense, jou gesin, jy probeer getrou wees. Selfs geestelik werk jy hard, jy bid, jy lees, jy dien, jy skakel in. Maar iewers begin daar 'n skuif kom. Jy begin bou of jy begin jou waarde meet aan hoe jy dinge begin ervaar rondom jou. As dinge goed gaan, dan voel jy goed oor jouself. Maar as dinge nie werk nie, dan voel jy skielik minder, swakker. En sonder dat jy dit sê, begin jou hart glo, ek is okay as ek reg doen. En dis die oomblik waar jy begin bou op jouself. Ons almal doen dit. Nie omdat jy Christus verwerp nie, maar omdat jy Jesus aangevul het met iets anders. Jesus is nog daar, maar Jesus is nou deel van die struktuur, nie meer die fondasie of die fundament nie. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees, want dit voel nie vir ons verkeerd nie. Dit voel vir ons normaal. Maar daar kom druk om te presteer van alle kante af. So kom ons maak dit nog meer prakties. Waar voel jy hierdie week druk? In jou lewe, by die werk, by jou gesin, by die werk, by jou baas, jy moet deliver, jy moet wys, jy is goed genoeg, jy verdien hierdie posisie. Dalk by die huis, jy wil 'n goeie ouer wees, 'n goeie man, 'n goeie vrou, 'n goeie vriend, 'n goeie vriendin. Dalk selfs in jou geloofslewens. Want jy wil konsekwent wees. Jy wil saam die recap lees, jy wil groei, jy wil reg doen. En al hierdie dinge is nie verkeerd nie, dis goed. Maar hier is 'n vraag vir jou vandag, wat gebeur in jou hart wanneer jy nie daaraan voldoen nie? As jy in mekaar sak, as jy voel jy is nie meer genoeg nie, as jy begin twyfel oor jou eie waarde, dan wys dit vir jou iets. Dit wys vir jou dat die fondasie besig is om te skuif.
Want as Christus werklik die hoeksteen is, dan staan jou identiteit vas. Nie omdat jy alles reg doen nie, maar omdat hy alles volbring het. En dis maklik om dit op 'n Sondag te glo, maar op 'n Woensdag, dis waar dit ons geloof toets. Dis waar godsdienst 'n werklikheid word. Maar God is reeds besig. En hier is iets wat baie van ons miskyk. Ons dink ons bou vir God. Maar die waarheid is, God is reeds besig om te bou, of jy nou bou of nie, maak nie saak waar jy bou nie. Paulus sê nie, gaan bou nou of iets vir God nie. Paulus sê, hy word die bouer, jy word ingebou. Dis 'n totaal ander prentjie. God is besig om te bou, en hy bou jou in sy storie. Dit beteken, jy's nie die een wat alles moet laat werk nie. Jy dink so, maar jy's nie die een wat die struktuur moet dra nie. Dit voel so. Jy's deel van iets groter, iets wat reeds aan die gang is. 'n Groter prentjie, en dit verander alles. Dit moet alles verander, want nou is die vraag nie meer, hoe kry ek my lewe perfek gebou nie? Nou is die vraag veel eerder, Here, wat doen U reeds, Here, en waar kan ek daarby aansluit? Waar kan ek inval? Dis 'n baie ligter vraag, maar dis ook 'n baie dieper en baie belangrike vraag. Want dit vra vir my en vir jou vertroue, dit vra oorgawe. Dit vra dat jy moet erken, ek is nie in beheer nie. En dit is presies waar ek en jy sukkel, elke liewe dag. Ons wil graag hê, Christus moet die hoeksteen van my en jou lewens wees. Ons wil dit hê. Maar ons wil nog steeds die argitek wees. En wanneer Christus nie net 'n deel word nie, verander alles. Want hier is 'n subtiele teken daarvan. Wanneer Christus net een deel van jou lewe word, dan trek dinge skeef. Jesus is daar, maar hy is nie meer sentraal nie. Hy kry 'n plek, maar hy kry 'n plek tussen jou werk, jou verantwoordelikhede, jou drome, jou spannings. Hy is net een van daai goed. En weer eens, dit gebeur nie dramaties, alles op een oomblik nie. Dit gebeur deurdat ek en jy besig raak, deur besigheid. Ons raak net te besig, te stadig. En stadig begin alles jou aandag en jou energie vat. En Christus word iets waarna jy terugkeer. Nie iets waarin jy is nie, in plaas van die een in wie jy leef, deur wie jy leef. En dis 'n groot verskil. Ek dink vandag bietjie terug, want baie van ons leef presies daar. Dis presies hoe ons lewens lyk, nie ver van God af nie, maar ook nie werklik gesentreer in God nie. Nou die uitnodiging vir my en vir jou op hierdie Woensdag. Wat maak ons nou op hierdie Woensdag? Nie 'n groot reset nie. Nie skuldgevoelens wat ons terugtrek iewers heen nie. Nie nog 'n lys van dinge om reg te maak of in jou lewe in te bou nie. Gewoon net 'n eenvoudige terugkeer. Woensdag is eintlik perfek hiervoor. Want dis nie die begin van die week nie. Alles het klaar begin. Dis nie die einde van die week nie. Daar's nog baie wat moet gebeur. Dis in die middel. In die middel. Dis die plek waar jy kan stop en eerlik kan terugkyk. Daar kan jy vandag net sê, Here, ek dink ek het weer begin bou op myself. Geen drama nie. Geen verskonings nie. Net gewoon 'n eerlike gebed. En dan, Here, wys vir my, waar is U besig? En dis al. En dan, vir die res van die week, hou jy net aan vra. Elke liewe dag, waar sien ek God vandag werk? Nie in die groot goed, in die wonderwerke en die drama nie, maar in die klein goedjies. Waar is God besig in 'n gesprek met iemand, in 'n geleentheid, in 'n oomblik van genade?
daar begin jy spontaan agtergekom, maar God is baie meer aktief as wat jy gedink het. Want ek en jy kan hom misleef. Jy hoef nie alles te dra nie. God dra dit alreeds. So dis 'n ander manier van bou, wanneer Christus werklik die hoeksteen van jou gebou is, dan lyk jou manier van bou sommer anders. Jy bou nie uit druk nie, jy bou uit rus, want jy is in Christus veilig. Jy bou nie om iets aan enige iemand te bewys nie, jy bou omdat jy reeds 'n plek het, reeds behoort. Jy bou ook nie alleen nie. Jy word saamgevoeg in 'n groter prentjie. En dit beteken ook vir my en vir jou, jy hoef nie alles self uit te figure. Want daarvan hou ons baie. Jy is deel van 'n liggaam, deel van 'n huisgesin waar mense klaar 'n klomp goed uitgefigure het. Jy's deel van bouwerk wat reeds aan die gang is. En God self woon in hierdie gebou. En dis die doel. Nie net dat jy beter lewe nie. Nie net dat jy geestelik meer groei nie. Die doel is dat God werklik teenwoordig kan en moet wees in en deur die manier wat jy lewe. So miskien voel jy hierdie week soos iemand wat hard bou, te moeg is. Miskien voel dit vir jou of jy baie dinge reg doen, maar min van die lewe ervaar. Dit gebeur net en dit gaan by jou verby. Miskien het Christus nie verdwyn nie, maar hy het ook nie meer die sentrale plek in jou storie nie. En as dit jy is, dan is die uitnodiging nie bou harder, probeer meer doen nie. Juis nie. Die uitnodiging is, kom terug na die fondasie toe, na die fundament. Nie môre nie, nie volgende week as jy beter voel nie. Nou. En mag dit jou lei om anders te leef, anders te doen, anders te ervaar. En jy moet 'n wonderlike week hê. Sien jou Sondag.